So ons het nou hierdie kwartaal begin praat oor die verskillende vrouens van die Bybel. En vandag wil ek bietjie met julle praat oor Rut. Nou Rut is seker een van die populairste Bybelstories en almal ken haar storie. En ek dink dit wat so uitstaan van haar is dat sy so getrou was en sy was courageous en sy was loyal en sy's onselfsugtig geweest in dit wat sy gedoen het. En tog lyk dit of self dit, ek weet nie om dit te sê nie, sy het hierdie moeilike lewe, maar dit lyk of sy so maklik deur dit gaan. Wat ek natuurlik dink was glad nie die geval nie. En sy simboliseer ook vir ons wat gebeur as jy regte keuses maak in jou lewe. So dis die eerste ding wat ons leer by Rut. Waar baie keer wanneer ons deur 'n krisis gaan of iets gebeur of daar is trauma in ons lewe of ons verloor iets, dan gaan ons partymal in ons default setting in en dan gaan sit ons in 'n gat en ons is negatief en ons maak partymal verkeerde keuses. Maar hierdie vrou, en julle moet ook onthou, sy was nie 'n Israeliet nie. Sy het van 'n Moab afgekom wat Moabite was en hulle was eintlik heidene. So Naomi se seuns het met heiden meisies getrou. So al twee weduwees, ekskuus, weduwees, het actually in hierdie situasie gesit en dink net oorweldig moes dit gewees het en hopeloos moes hulle gevoel het. Waarheen nou en net nie geweet in watter rigting hulle moet gaan nie. En eintlik soos die tradisie was, moet jy dan so gou as moontlik weer trou. Want dit is al hoe dit daai tyd was, is jy trou met die een boetie en as die boetie doodgaan, dan trou jy mos met die volgende boetie en so gaan dit aan. Of jy moet so gou as moontlik as jy gelukkig is weer 'n man kry. So hier sit sy in hierdie situasie en haar man is dood. Maar met dit, dink ek, het sy iets ontdek toe sy getroud was met haar man. En dit is die rede hoekom sy gesê het, ek gaan eerder saam met haar skoonma, as wat sy bly, dit wat sy ken. Want onthou, hulle het in Moab gebly. Dit was Israelitiese seuns wat in Moab gebly het, wat met Moabitiese vrouens getroud was. So die eerste ding wat Rut vir ons hier wys is, sy vat wat in haar hande is, sy gebruik wat sy het. Okay, wat is daar? En dadelik besef sy, luister maar, in Moab is daar net dood en destruction en dis dooie gode. En julle moet ook onthou, hulle daai tyd ook soos babetjies geoffer en dit was regtig 'n goddelose tribe, die Moabite, né? En dis hoekom sy gesê het, luister Naomi, ek trek saam met jou. En ek is bereid om alles agter te los. My huis. Sy ken net dit, haar omgewing, haar geloof en haar kultuur. Sy het alles agtergelos en sy het vir haar gesê, I am, nie net fisies wat ek saam met jou gaan nie, maar ook geestelik. En I am all in. So dis eintlik 'n simbool van haar bekering, ofwel daar was nou nog die bekering daai tyd, nie, maar jy hoor wat ek sê, van sy het gekies vir die Here. En in Rut 1 vers 16, en ons ken hierdie vers so goed, waar Rut vir haar sê, Ruth said, urge me not to leave you or to turn back from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. En hierdie was haar totale commitment, wat sy gesê het, luister, I will set my mind, en ek is 100% saam met jou. En dis die eerste ding wat ons ook eintlik nou, die tweede ding wat ons baie kan leer is, set your mind and keep it set. Sy het nie rondgeval nie, die ander skoonsis het teruggedraai, hierdie een het gesê, I am all in. En die ding is ook, van mense wat rondval, van wik en weeg en weet nie waantoe om te gaan nie, is hulle onstabiel. En so 'n persoon is ook onbetroubaar. En as gevolg van dit is mens dan gaan dinge ook nie noodwendig uitwerk in jou lewe nie.
En dit is so belangrik dat mense hierdie konsep ook moet verstaan in vandag se lewe, want daar's soveel mense wat rondval. Hulle is onbetroubaar. Dan is hulle hier en dan is hulle daar. Of dis eenvoudig net selfsugtigheid. Wat ook al die beste vir my gaan wees op hierdie oomblik, dis wat ek nou gaan doen. En môre gaan dit nou nie meer vir my werk nie, want dis nou nie meer vir my lekker nie, of wat ook al die situasie was. En sy het net gesê, luister, ek ken nie eers jou land nie, ek ken nie eers jou mense nie, maar ek gaan saam met jou, want ek het julle God ontdek. En dit staan ook in Jakobus 1 vers 8 vir ons so duidelik wat sê, for being as he is, dit is nou mense wat double-minded is, of two-minded is. Hy sê, for being as he is, a man of two minds, hesitant, he is unstable and unreliable and uncertain about everything he thinks, feels and desires. So as daar 'n tyd is wat jy moet fixed wees op jou mind, of weet waarvoor ek staan, en dit te volg, is dit in moeilike omstandighede, want as jy daar gaan rondval, dan het die vyand jou. Want dan gaan jy onstabiel wees in alles wat jy doen, alles wat jy voel, en alles wat jy wil hê. En dit is ook baie keer dat hy dan jou emosies so ver weglei, dat jy jou moeilike omstandighede jou oorweldig. En dit is hoekom sy eintlik net half soos deur hierdie ding kan seil, want sy het gekies, ek is standvastig en ek loop in geloof, en weer eens daai ding van having faith is om vas te staan in dit, al kan jy nog nie sien wat die uitkoms is nie. En dan die volgende ding wat sy vir ons leer, is letting go. So, wanneer ons wil leer om in God se rus in te gaan, of in die beloftes in te gaan vir dit wat die Here vir ons het, moet ons leer to let go. Want sommige kere wil ons so vashou in dit wat familier is, want ons is bang vir dit wat ons nie ken nie, of ons is so bang, dit werk nie uit nie, of ons weet nie wat die toekoms vir ons inlê nie, maar soos ons planne neerlê en sê, Here, ek weet nie waar gaan dit ons môre wees nie, en ek weet nie waar dit is want U my vat nie, maar ek laat die verlede agter, en ek laat dit gaan, dan is dit baie keer waar ons dan blessings en onbedekte seën eweslik ontdek. Want dan gee ons actually oor dat die Here kan doen wat hy wil doen in ons lewe. So dis juis wanneer ons let go, wat ons regtig ontdek, wat dit is wat die Here vir ons ook wil hê. En dis om te let go van ons seer, ons teleurstellings, bitterheid, of mense wat jou te nagekom het, en just be. En baie keer is dit juist daar waar ons soveel onnodige bagasie saam met ons dra, en die lewe vir onsself soveel moeiliker maak, want ons is hardkoppig en hartswillig, wat ook al die woord is, want ons wil nie laat gaan nie, ons wil aan dit vashou wat ons ken, en dit is partymal wat ons dan kurs in ons lewe, want ons kom nie by dit uit, die beloftes wat die Here vir ons het nie. En dan die laaste les wat ons van Ruth kan leer, is om nuwe koneksies te maak, en dat ons altyd moet spasie maak, vir nuwe ondervindinge, nuwe geleenthede, en dis nie noodwendig altyd maklik nie. So ons lees in Ruth 3 vers 3 staan daar waar Naomi toe vir haar sê, en sy gee vir haar die opdrag toe hulle nou daar by Bethlehem aankom, toe sê sy vir haar, listen, wash and anoint yourself therefore, and put on your best clothes, and go down to the threshing floor, but do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. So, dis nou die verhaal waar sy toe vir Boas ontmoet het. En Boas was ook blykbaar familie van hulle, maar ek verstaan is seker maar familie van Ruth gewees, soos nie noodwendig bloedfamilie van Ruth, nie van Ruth nie, van Naomi, maar in elk geval, so dit was half in hulle familie gewees, wat sy gesê het, sy weet van hierdie Boas, dis nou Naomi, en sy sê vir haar, maak jouself gereed, en gaan werk, en hierso moet Ruth letterlik nederig genoeg wees om in die veld te gaan werk, om geld vir hulle in te bring, want sy moet nou sorg vir haar
en haar skoonma, want haar skoonma is natuurlik nou te oud om te werk en hulle het seker nie inkomste gehad op daai stadium nie, en die was toe die koneksie wat sy toe gemaak het met Boaz. En hoeveel keer moet ons partymal slegte goed doen in ons lewe om by die roeping en by die blessing uit te kom wat die Here vir ons het. En ek lees ook net vanoggend waar Jesus sê van, as jy lief is vir jou lewe, gaan jy dit verloor, en as jy jou lewe neerlê, alleenlik wanneer die saadjie doodgaan, dan kan hy opkom. En dis waar ons ook partymal in humility sekere goed moet doen in ons lewe wat nie so lekker is nie, maar deur dit maak die Here vir ons deure oop. En hierso begin die liefdesverhaal van Ruth en Boas. En dis een van die mooiste verhale. En soms kan dit so vreesaanjaend wees en dis vreemd en sy weet nie waartoe om te gaan nie. En in die onbekende kom die Here en hy bring soveel mooi en hy bring vir haar liefde. En ek neem ook aan hy was heelwat ouer as sy, want ons lees in Ruth 3 vers 10 tot 11 en die sê, Blessed to you, be you of the Lord, my daughter, for you have made this last loving kindness greater than the former. For you have not gone after young men, whether poor or rich, and now, my daughter, fear not. I will do for you as you required. For all my people in a city know that you are a woman of strength, worth and bravery and capability. So dit wys net haar reputasie het haar vooruit gegaan. Sy het in face of fear en in daai benoudheid van sy het niks, sy is 'n weduwee, waantoe nou het sy gekies om nog steeds positief te wees. Het sy nog gekies om steeds die lewe te soek en sy was nog steeds 'n voorbeeld dat die mense in die city wat nou Bethlehem is, haar geken het. So sy was 'n voorbeeld van wat om te doen in moeilike omstandighede. En al wat sy op die ouene gesoek het was maar beskerming en sekuriteit. En hier is Boas ook nogal 'n simboliek van wie Jesus vir ons is. En sy naam beteken in hom 'n sterkte. En dis ook hierso waar ons kan leer, as ons gaan sterkte soek in enigiets in die lewe behalwe in die Here, dan gaan ons teleurstelling ervaar. Want op die ou ende is dit net hy wat vir ons sterkte en sekuriteit kan gee in ons meeste donkerste tye wat ons nog ooit gesien het in ons lewe. En met dit leer ons ook van hoe Naomi vir Rut hanteer het. Sy kon as 'n skoonma dalk mislik gewees het en gesê, nee man, loop nou, ek wil nou niks met jou te doen hê nie, ek wil, los my net uit. En hierso kom hierdie vrou in haar goddelike wysheid en sy help haar met wysheid hoe om in die regte timing, presies op die regte tyd, wat om waar, hoe te doen. En dis wat ons dan ook kan leer van waar ons die leiding van die Heilige Gees moet volg in ons lewens om nie sekere goed te mis nie. So in ons menslikheid sal dit altyd half wees of oppervlakkig of leeg wees. Maar wanneer ons deur die Gees lewe, dan kom die Here en hy maak dit wat in ons menslike planne onmoontlik is en hy breek dit vir ons oop. So ons leer uit Rut uit die volgende weer, om getrou te wees, om gehoorsaam te wees, om nederig te wees, om teachable te wees, aanpasbaar en ook standvastig. En hierso kry ons een van die mooiste verhale in die Bybel. Mag julle 'n wonderlike dag hê. Ek praat binnekort weer met julle. Bye.